Ons het, soos beloof, uitgekom by ons tema oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Ons gaan in die volgende weke, miskien 2 maande, gaan ons gesels oor die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, die verstaande van die krag van die Heilige Gees, die toepassing van die Heilige Gees in ons lewens en so meer. En ek gaan vanoggend gaan ek net inleidend met jou gesels oor wie die Heilige Gees is. En die persoon van die Heilige Gees, maar volgende Sondag begin ons reeks amptelik. So jy kan iemand saamnooi van volgende week af, ek wil jou sterk motiveer om dit te doen. Mense wat die Gees van die Here nodig het, mense wat soekend is, mense wat in 'n seisoen is, wat hulle leiding nodig het, en mense wat net doodeenvoudig lief is vir die Heilige Gees, mense wat 'n belang het in die werk van die Heilige Gees. Sulke mense staan dikwels uit tussen ander mense, is mense wat verstaan waarom ons in wese in Christendom is. Nou so 'n bietjie agtergrond. Die rede hoekom die tema my baie interesseer, ek is seker elkeen van ons het ons eie storie waarom ons lief is vir die Heilige Gees en geïnteresseerd is in die Heilige Gees, is dit is die belangstelling in die Heilige Gees wat meeste mense wêreldwyd trek in Christendom in. Ons sal maklik dink dis krisis wat mense lei na 'n plek van keuses toe. Of dis chaos in mense se wêreld en mense soek een of ander orde. Met ander woorde, mense sê éventueel ja. Ek weet party Christene bid ook so, nê. Dis vreeslik, maar party Christene bid dat die Here mense wat nie reg leef nie sal pla tot hulle ingee. Ek weet nie of jy vir jou man so gebid het nie, dan kan jy dit ook bely. Here pla hom, hou hom wakker in die nag tot hy luister, nê. Ons het al sulke gevalle gehad en mense het allerlei pogings, nê, want ons dink dikwels dis die krisis of probleme in mense se lewens wat die hooflyn binne in Christendom is. Met ander woorde, omstandighede moet my dwing na 'n plek toe, of mense dwing na 'n plek toe wat hulle knie buig, en dan gaan hulle Jesus kies, en dan gaan hulle die Here dien. Die jammer daarvan is, dis dikwels kortstondige toewydings. Dis dikwels net tot die krisis verby is. Weet, wanneer iets my pla, en die probleem is uitgesorteer, dan vergeet ek mos nou van dit wat my gepla het. Weet, dan raak ons baie in 'n gewoonte aan die nuwe status quo, en dan gaan ons weer aan met ons lewens. Dit bring nie noodwendig verandering. Dit kan verandering bring, kan iemand se aandag trek. Dit kan 'n lyn wees waar volgens iemand gered kan word. So God kan mense red in krisis. God kan mense bereik wat seer kry. God kan mense wat in chaos beland, kan God hulle aandag trek en hulle red. Maar ek wil vanoggend op 'n manier ook met jou deel wat dit eintlik is, wat aantreklik is. Wat dit eintlik is wat ons soek. In my familie het my pa baie jare gelede, hier in die 80's, begin besef, daar's meer in Christendom as net godsdienstoefening. En ek sal nooit vergeet nie, dat sy behoefte was gewees om iets te beleef van die beskikbare krag, iets te beleef van die beskikbare getuienisse wat daar buite is, die moontlikheid van lewens wat gered word, die moontlikheid dat ons lewens verander kan word, as die Here in sy volle krag opdaag en toegelaat word en nagevolg word, en ons storie iets kan word van wat ons in Handelinge sien. Wat mense se stories kan word wat ons in Handelinge van lees, dis tog wat aantreklik is. Ek dink Handelinge is seker kan ek weer die woord gebruik, die most exciting boek in die Nuwe Testament. Hoekom trek dit ons aandag so? Ek weet nie van jou nie, maar as ek Handelinge begin lees, dit vat baie van my tyd. As ek toevallig aan my voorbereiding vir 'n preek in Handelinge gaan lees, dan moet ek die hele Handelinge deurlees. Goed, nou die reference is gewoonlik Handelinge 2, want dit is die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons binne 'n paar dae gaan vier, is Handelinge 2, en die boek Handelinge is so aantreklik, dit is so lewegewend, dit is so inspirerend, dat wanneer jy by Handelinge 2 begin lees, dan wil jy die hele Handelinge lees. En ek sit dikwels ure lank en lees deur Handelinge, en partykeer scan ek net weer, want dit vat baie tyd om daar deur te gaan, maar net om weer te sien, wat wil die Heilige Gees doen in ons lewens. Dis die aantreklikheid van die krag van die Heilige Gees, wat ons familie tot redding gebring het. Dis die aantreklikheid van wat die Heilige Gees kan doen in ons lewens, wat Christene se aandag trek, en hierdie wil ek as 'n stelling vir jou sê, dit is éventueel die werk van die Heilige Gees wat Christendom die moeite werd maak. Kan ek dit weer sê? Jy kan hierdie aanteken. Ek wil hê jy moet verstaan, want ek wil hê jy moet vandag iets begin verstaan oor God se missie met jou lewe. Dis éventueel die werk van die Heilige Gees wat Christendom die moeite werd maak. Dis éventueel die werk van die Heilige Gees wat jou sal laat voel, ek het die regte keuse gemaak van die begin af. Alles is anders. Baie gelowiges kies die Here, en dit is so dat die bloed van Jesus Christus ons red, en dat Jesus die grootste werk gedoen het in ons menswees. Hy het as mens aarde toe gekom, nie die Vader nie, nie die Gees nie, maar Jesus het as mens aarde toe gekom, en ons sterkste assosiasie is dikwels Jesus, want
Jesus is gebore, ons vier Kersfees, nie dat die Bybel sê ons moet nie, maar ons doen, en jy mag. Maar die woord, die Jode het Paasfees gevier, en ons Christene vier met Paasfees, vier ons die sterwe van Jesus en die opstanding van Jesus. Die Jode het dood eenvoudig rituele rondom die lam en die offers, en herinnering aan wat in Egipte land gebeur het, Pascha. Maar ons het die lam gekry, so ons vier die slagting van die lam, en ons vier die opstanding van die lam, wat ons in saamleef, en dan vier ons ook die hemelvaart van Jesus, soos ons die afgelope donderdag aand gedoen het. Dis die 3 grootste werke wat Jesus gedoen het. Al 3 daardie werke was baie visueel geweest. Dis baie dramaties geweest. Dis traumaties geweest om hom te sien sterf. Dis geweldig inspirerend geweest om die graf oop te vind, en dit was 'n wonderwerk vir mense se oë om hom te sien in die hemel opgaan. So ons assosiasie is baie dikwels met die werk van Jesus, maar ek wil jy moet mooi luister vanoggend, want ek gaan vanoggend 'n paar goed sê, miskien uit bekende gedeeltes, en jy het 'n deel van hierdie preek teenoor al gehoor by my. Ek is baie lief om terug te gaan na die begin toe, om die Heilige Gees te verstaan. Die Heilige Gees is geopenbaar lank voor Jesus. Lank voor Jesus is die Heilige Gees geopenbaar, as die antwoord van God vir die chaos van hierdie wêreld. So ons gaan teruggaan daarna toe, na die oorsprong van die werk van die Heilige Gees, en die oorspronklike aanbod van God. Jesus was nie die oorspronklike aanbod nie. Jesus het die redder geword. Goed, alhoewel God van voor die grondlegging van die aarde af geweet het, hy gaan Jesus moet gee, en hy sal Jesus gee, was die oorspronklike uitnodiging nie Jesus nie. Goed, want voordat Jesus openbaar was die Gees daar, en het die Gees reeds chaos beredder. Genesis 1, jy kan dan nou daarna toe blaai. Maar Jesus was visueel, en ons het Jesus gesien, en Jesus red ons, en Jesus betaal die prys wat nodig is, om in die Gees te kan kom wandel. Sonder die bloed van Jesus Christus is daar geen roete nie. Sonder die redding van Jesus Christus is daar geen opsie nie. Sonder dat ons deur Jesus kom, kan ons nie by die Vader uitkom nie. En Jesus bly die deur, hy bly die weg, hy bly die waarheid. So Jesus gee vir ons hierdie genade om in te kom in die geeswêreld, maar dis nie waar dit stop nie. Dis eintlik net die trappies na die voordeur toe. Dis eintlik maar net die verwelkom. En Jesus sê self, hy sê ek is die weg. Met ander woorde, ek is nie die destinasie nie, ek is die pad na die destinasie toe. Jesus sê ek is die weg en die waarheid. Hy sê ek is die waarheid wat jy openbaar aan lewe. Ek is nie die destinasie weer en sê ek is die waarheid wat kom oopbreek. Jesus sê eintlik maar net op nog 'n manier, ek is nie die destinasie nie. Ek is die manier om by die destinasie te kom. En dan sê hy, en ek is die lewe. En wat bedoel Jesus met die lewe? Jesus sê, ek is die kapasiteit waar binne-in jy, en dan gaan ek my eie woorde insit, ek is die omgewing, die habitat, die lewe. Ek is jou suurstof, ek is jou sonsopkoms, ek is jou behoud, ek is jou instandhouding, ek is jou lewe, die kapasiteit en die habitat, waar binne jy geeswerking moet beleef. Dis nie ek nie, sê Jesus. I'm the means to an end. So ons het Jesus nodig. Hy sê aan die einde van daardie vers, hy sê, ek is die enigste pad na die Vader toe. So as jy by die Vader wil kom, dan is dit deur my. Maar ons weet die roete na die Vader toe is nie net Jesus nie. Ons weet die roete na die Vader toe is Jesus wat dit moontlik maak, die Heilige Gees wat ons onderhou, en die Vader wat ons bestemming is. En daarom bid ons, as ons gered is deur Jesus Christus, en gevul is deur die Heilige Gees, na die Vader toe. Die seuns en die dogters bid na die Vader toe. Ons gebede is directed towards the Father. Miskien wonder jy, vir wie moet ek bid? Moet ek bid vir die Heilige Gees? Weet die Heilige Gees aanbid? Met ander woorde, die Heilige Gees uitsonder en kniel voor die Heilige Gees en bid tot die Heilige Gees? Of moet ek Jesus uitsonder en Jesus aanbid en tot Jesus bid? Jy kan, daar sulke voorbeelde ook in die Nuwe Testament, maar die doel is om jou by die Vader te kry. En daarom is my primêre koneksie en verwysing in my geestelike lewe die Vader. Want Jesus het my gered en ek is dankbaar teenoor Jesus en die rede hoekom ons die naam van Jesus gebruik is omdat Jesus sê I'm the means to an end. Ons bid in die naam van Jesus teen goed of vir goed in die naam van Jesus. Waarom? Want Jesus sê ek is die metode, ek is die roete, ek is die geleentheid. Ek het myself gegee sodat. En as jy dit verstaan, dan verstaan jy, Jesus moet aangewend word vir ons om te bereik wat ons kan bereik. Jesus moet gebruik word, nie misbruik word nie, gebruik word, Jesus moet ontvang word, Jesus moet gekies word, Jesus moet erken word,
Maar Jesus wil hê dat ons verstaan, hy is nie die einde van die roete nie. Hy sê, ek moes dit gedoen het en dit in plek gekry het en myself vir julle gegee het en myself oorgegee het, sodat julle by die Vader kan kom. Maar nou sê Jesus 'n belangrike ding, ek wil hê, dit is wat jy van kennis moet neem. Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan. En hierdie gaan vir jou belangrik wees om die volgende klomp weke te verstaan. Jesus sê, dit is beter dat ek weggaan. Nou vir baie gelowiges is Jesus die primêre koneksie. Ek het nou net vir jou gesê hoekom, want dit is traumaties geweest om te sien en dit is wonderlik geweest om te sien en dit is 'n wonderwerk geweest om te sien. Wat Jesus gedoen het was baie ekspressief en voor ons oë en is in detail beskryf. Waarom? Want Jesus was mens, ons is mense en hulle wat die verslag geskryf het was mense. Ons het 'n affiniteit en 'n aantrekkingskrag daarna toe want ons is mense. Maar luister wat sê Jesus die mens. Jesus die mens sê vir mense, dis beter dat ek weggaan. Ek dink in my vlees sou ek gedink het, wat 'n vreemde ding om te sê. Ek meen, na duisende jare kom hy uiteindelik. Die arme Jode, hulle het gebid en gebid en gebid en gebid en nog gebid, hulle bid tot vandag toe. Hulle gister het weer gebid in Jerusalem en oral waar hulle bymekaar kom. En tot vandag toe bid die Jode dat die Messias sal kom. En die Messias moet kom want hy red ons. En dis 'n oorvloed van genade. Die Messias moet kom. Ons almal word deur genade gered. Maar hierdie Messias wat opdag sê net 'n skrale 33 jaar later. Hy het skaars hier gekom. Sy ma wou nog gesê, ek kan nie glo vanaf word jy groot nie. Jy was nou die dag nog en toe sê Jesus, is beter dat ek nie hier is nie. Is beter dat ek nie hier is nie. Ek moet gaan, want hy wat ek stuur, die Heilige Gees, gaan beter wees vir julle aardse bestaan. Hy wat na my kom, gaan beter wees vir julle pad vorentoe. Ek het nou gedoen wat ek moes gedoen het, ek was gehoorsaam. Jesus sê eers my werk is klaar. My werk is voltooi en dan sê Jesus dis beter dat ek gaan. Want hy wat die Vader stuur, sal hulle lei in alle waarheid, hy sal hulle herinner aan alles wat ek gesê het. Hy is die Gees van wysheid en julle kan hom ontvang soos 'n parakletos. 'n hulp, 'n ondersteuning, herinnering. Party van die vertaling sê 'n advokaat, dis nie heeltemal korrek nie, maar iemand wat namens jou onvermoë en jou tekortkominge jou kan herinner en kan wys in alle omgewings waar is die waarheid, waar is die lig, waar moet jy wandel? Jesus sê dis beter. En wat belangrik is om van kennis te neem is dat Jesus in sy vlees sê dis beter dat ek weggaan. En dat ons dan moet verstaan dat as Jesus sê my vlees, die feit dat ek fisies hier manifesteer, die feit dat ek fisies verder 'n rol hier speel, is nie goed vir julle toekoms nie, is ook 'n boodskap vir ons oor die transformasie wat ons moet beleef wanneer ons Jesus Christus aanneem en daarvan dan groei. Jy sien, dit sê vir ons Christendom kan nie stop by die menslike deel daarvan nie. Christendom kan nie stop net by ek het tot bekering gekom en ek is gedoop en ek het die Heilige Gees ontvang. Of ek het tot bekering gekom en die Heilige Gees ontdoop en ek leef in oorwinning oor 'n paar goed. Christendom kan nie daar stop nie. Jesus sê Christendom begin daar. Die aantreklike deel volg eintlik. En daarom is dit beter dat ek weggaan. En die disippels het dit nie verstaan. Hulle sê, Here, wat sê jy nou? En Jesus moet verduidelik en hy moet vir Petrus rustig maak en hy moet bietjie lering gee daaroor maar Jesus beloof, julle sal verstaan wanneer hy gekom het wat die Vader beloof het. Wanneer hy uitgestort word, Pinkster, en dis wat ons gaan vier in die volgende tyd. Maar Pinkster is nie iets wat net een keer per jaar gevier moet word nie. Pinkster is die lewens waarin ons lewe. Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees is die Nuwe Testamentiese kerk se habitat. Dis die omgewing waarin ons bestaan. Dis juis wat Christendom aantreklik maak en waarom die wêreld in wese soekend is. Jy sien, die wêreld vind Jesus wanneer ons soek, want hy red, maar Jesus sê op 'n stadium, dis beter dat ek terugstaan. Ek wil jou blootstel aan die Gees wat na my werk. En dis Paulus 10:1, ons is nie seker nie wat Hebreërs skryf, maar die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 6, hy sê, hierdie goed is fondasies. Jesus Christus is die hoeksteen. Jesus sê dit self. Maar hierdie goed is fondasies. Hebreërs 6 vanaf vers 1. En dan sê die skrywer, hy sê, ons moet die fondasies lê, dis baie belangrik, en hierdie fondasies gaan geïnspekteer word deur die inspekteur, die Vader, en
as hierdie fondasies reg bevind word deur die inspekteur en goedgekeur word, vers 3, sal hy toelaat dat jy verder bou. Hierdie fondasies moet eers goedgekeur word. So belangrik dat ons by Jesus begin. En Jesus is deel van die fondasies. Hy noem die 6 fondasies daar, en dit begin by bekering, van dooie werke af na geloof toe. En dan sê hy, en dan die instellings en die lering van die dope. En dan gaan hy aan, en dan noem hy nog 3 interessante goed daar. Hy praat van die oordeel na die dood, hy praat van die ewige lewe, en hy praat van handeoplegging. En die fondasies van die Nuwe Testamentse geloof. En baie mense wonder, wat is daardie goed? Maar dit begin by Jesus, en dan gaan dit oor na die geeswerking toe. Goed, so reeds in die fondasies probeer Jesus ons launch, ons afskop hier in 'n traject van geestelike groei, en ons kan so maklik kan ons stilstaan. So Hebreërs 6 vers 1 tot 3 is 'n waarskuwing en sê, moenie hierdie fondasies oor en oor lê nie. Maak klaar met die fondasies, met die fondasielegging. Wanneer die fondasies klaar gelê word, is die eerste volgende ding wat gebeur. Wie weet, wat gebeur in ou boustyle, wat het gebeur direk nadat die fondasies gelê is en goedgekeur is? Die hoeksteen is in plek. Goed, so tradisioneel sou die hoeksteen onder op die prominentste hoek van die gebou gewees het, en die grootste ingenieurswerk was die voorbereiding van die hoeksteen. So die hoeksteen moes presies 90 grade hoeke gehad het reg in die ronde, sodat dit 'n vierkantige steen sou gewees het, en dan is daar die hoeksteen op die fondasie gelê, op die eerste sigbare plek van die bouwerk van die fondasie, en dan is die hele gebou opgetrek met lyne volgens daardie 90 grade hoek. Dis die bepalende faktor gewees, en Jesus sê, ek is die fondasie. So as jou fondasies reg is ek in plek in jou lewe, en nou kan jy begin bou. Nou Petrus, wat een van die disippels was, gaan verder in 1 Petrus en hy sê, ons is dan, wat is ons in hierdie bouprojek? En hier is waar die werking van die Gees weer eens geaksentueer word. Die uitnodiging was nie gewees om op te daag vir redding en die hemel toe te gaan nie. Baie Christene raak daar in die modder stuk. Ons gaan sit vas daar in die modder. Weet, baie gelowiges reageer net op redding, en is al wat hulle tot aksie kan kry, en is al wat nie bedreig moet word nie, ek gaan hemel toe. Die res is by saak, ek stel nie belang daarin nie, ek het geen deelname daarin nie, ek het nie getuienis daaroor nie, ek wil net seker maak, ek gaan hemel toe. Die gevaar daarin is dat die hemel nie net oor jou gaan nie. En dat jy nie net gaan oor hemel toe gaan nie. Jy sien, hemel toe gaan was die begin gewees, is die heel eerste genade geskenk wat jy gekry het, maar die res van die geskenke van genade is Heilige Gees gawes. En die gevaar van net gered wees om hemel toe te gaan, is dat net gered wees om hemel toe te gaan, word 'n selfsugtige tema. En selfsug kweek sonde. En sonde gaan die koninkryk van die hemel nie in nie. Jy sien, dit raak weer 'n probleem vir my om te groei in my geestelike lewe, en die blote feit dat ek net gefokus is op hemel toe gaan op sigself, sal my vrymoedigheid steel om deel te neem aan die motief. Wat 'n motief? Om by die Vader te wees. Nou, ek het geen ander belang by die Vader as om net te kom check of my blokkie nog getik is, ek gaan hemel toe. Dis nie 'n groot saak nie, om ons lewens vir die Here te gee, gee ons ewige lewe. Die belydenis van Jesus Christus as die saligmaker gee ons ewige lewe. Dis 'n geskenk van genade. En die woord sê, daar is 'n oorvloed van genade binne in dit. Net om my lewe vir Jesus te gee, om oor te gee, te sê, ek bely met my mond, U is die Seun van God, ek kan op geen ander manier redding ontvang nie, en ek glo in die bloed van Jesus Christus, wat vir my gestort het, ek ontvang vergifnis. Die woord sê, dit is hoe redding kom in mense se lewens, elke knie sal buig, elke tong sal bely, eventueel, wat? Wat sal die grootste proklamasie van die hele skepping eventueel wees? Wat's die een ding wat die hele skepping eventueel sal erken? Dis dit. Hy is die Seun van God. Dis 'n groot saak. Hy is die Seun van God. Die erkenning dat Jesus Christus die Seun van God is redding. Dit is net die begin. Dit is net die begin. Dit was net die deur gewees wat vir ons oopgegaan het. En ons staan baie maklik buite, as ons nie verstaan wat ons nou gaan hoor nie, staan ons baie maklik buite en sê, ek gaan hemel toe. Dit is seker die belangrikste. Dit is nie die belangrikste of die onbelangrikste nie, dit is net die eerste hoofstuk. Die eerste hoofstuk is belangrik. Jy gaan die res van die hoofstuk nie verstaan of raak lees of kan uitlê as jy nie die eerste hoofstuk lees nie, maar die eerste hoofstuk is net die eerste hoofstuk. Die boek was nie geskryf vir die eerste hoofstuk nie, die eerste hoofstuk was geskryf vir die boek. Om die eerste hoofstuk te lees, het jy nie die boek gelees nie, jy het alles gemis.
Die uiteinde is aan die einde. Die missie is aan die einde. Is ons totale versoening en een wees van God. Waarom? Want ons was op aarde gewees om te leer heers. God se missie is nie almal in die hemel nie. God se missie is heerskappy. Dis nie God se grootste motief nie. God se motief is dat die heerlikheid van die Here en die waarheid van die Here oor die hele skepping sal heers vir ewig. En sy plan is dat jy saam met hom sal heers. Daarom het Miles Monroe gesê, this life is training for reigning. It's not about salvation only. It's training for reigning. Ek moet deelneem aan die werk van die Heilige Gees wat kom na redding. Nou, wanneer ons praat van die werk van die Heilige Gees, is daar, soos jy reeds, en dis hoekom ek so rukkie gepraat het daaroor, is daar reeds een of ander gevoel by jou. Goed, ons kom van verskillende plekke af in die kerk. Miskien kom van ons van plekke af wat nie soos die kerk lyk nie, en wanneer ons praat van die Heilige Gees, is dit amper die veiligste plek, want mense wat uit die kerkwêreld uitkom, het vooropgestelde idees oor die Heilige Gees se werk. Jy is reeds 'n klomp van julle wat snak na julle asem, en wonder waar gaan hierdie heen, en gelukkig het ons vanoggend gehoor, die reeks het nog nie begin nie, ons kan kies waar ons volgende week wil wees, en want hierdie ouens gaan nou hier in 'n Pinksterrigting in met die Heilige Gees, en 'n klomp van julle wat uit sekere plekke uitgekom het gehoor, die ouens kruip onder die stoele rond, en sit die ligte af, en ek weet nie wat se goed is alles gesê oor die Pinksterkerk nie, wat 'n klomp nonsens is, maar dis maar 'n worldview oor die belewenis van die Heilige Gees, jammerlik uit die kerk uit. So dis nie die wêreld wat dit noodwendig gesê het nie, dis 'n deel van die kerk wat dit gesê het, vir 'n ander deel van die kerk, want 'n deel van die kerk het 'n vooropgestelde idee oor die ander deel van die kerk se idees oor die Heilige Gees. En dan het hierdie ouens wat nou onder die stoele rondgekruip en die ligte afgesit het, ek maak sommer 'n grap, die Pinkster ouens, ek het gekwalifiseer in die Pinksterkerk, alhoewel ek gereformeerd groot geword het, en dit is 'n hele ander deel daarvan gewees. Die tradisionele konservatiewe dele het weer daarna gekyk en gesê, daar's 'n probleem daarmee, en die charismatiese ouens het na die konservatiewe ouens gekyk en gesê, weet julle is leweloos, daar's niks daar nie. Jy weet so, miskien hou julle nie van wat hierdie kant is nie, in ons interpretasie van die Heilige Gees, maar ten minste is die lewe. Ten minste is die iets om oor opgewonde te wees. En binne in die kerk is daar baie teenstrydige vooropgestelde idees oor die werk van die Heilige Gees. Die veiligste plek om amper te wees wanneer kom by die Heilige Gees is om nie 'n kerkagtergrond te hê nie en net oop te wees en net te hoor wie is die Heilige Gees en wat bied die Heilige Gees sonder vooropgestelde idees. Maar hier is sommer 'n paar interessante idees sommer wat ek net met julle wil deel, weer die charismatiese teenoor die konservatiewe, en miskien is jy 'n bietjie hier, weer die charismatiese ouens het aan die konservatiewe ouens gekyk en gesê, julle is sonder lewe, dis dood. Dis dood daar in die konservatiewe geleedere. Maar die konservatiewe ouens het gekyk na die charismatiese ouens gesê, julle is weird. Wie dit al gehoor? Weet jy wil bid oor alles, moet ons bid oor alles. Weet, moet ons die Here soek oor alles, moet ons 'n skrifgie hê oor alles. Weet, moet ons in elke diens beleef dat daar een of ander iets snaaks gebeur. Dat ouens omval wanneer ons vir hulle bid. Mense het vir my al gevra baie onlangs weer, glo julle in die Heilige Gees? Sê natuurlik glo ons in die Heilige Gees, dit is waaroor ons bestaan. En dan vra mense die volgende vraag, so val ouens om as jy vir hulle bid? En my antwoord is vir die afgelope 20 jaar standaard, want ek was by plekke gewees soos Brownsville herlewing, in die herlewing in die VSA, ek weet nie, kom kyk. Miskien doen hulle. Ek kyk nie daarna, ek gaan bid vir die volgende ou. Maar goed, ek sal in die toekoms kyk of hy regop staan of lê. Ek het gereformeerd groot geword, gaan nie vir oor die val nie, het gaan vir oor die werk van die Heilige Gees, nee. Miskien is hy saam met daai geleedere, konservatief, dit kan bietjie vreemd raak, as jy kom waar ek vandaan kom, is dit kan bietjie weird raak, nee. Hierdie ouens wat die eksterne of die manifesterende goed van die Heilige Gees jaag, nie net die Heilige Gees nie, so uit 'n konservatiewe omgewing sou ons sê, kan ons maar net praat oor die werk van die Gees nie. Jy weet waar ek groot geword het, die oomblik wanneer iemand sê die Heilige Gees, is daar klaar risiko. Jy weet, in daardie omgewings is dit nie die Heilige Gees nie, dis die Gees van God. Jy weet, en jy maak seker jy das aanreg, as jy dit sê, want jy moet, jy weet, dis groot sake, dis nie die Heilige Gees nie. Goed, dis maar net waar ek groot geword het, miskien kom jy daar vandaan en kan jy daarmee identifiseer, dis nie kritiek nie, dis maar net die realiteite wat ons mee werk. En dan kyk jy, charismatiese omgewings, charisma net vir jou idee gee, charisma praat van die werk van die Heilige Gees. Die charismatiese omgewings kyk na die konservatiewe omgewings en sê, maar dis sonder geloof. Jy weet, julle vertrou die Here vir niks aktiefs nie, behalwe om hemel toe te gaan nie.
Dit is sonder geloof, kan ons nie iets van handelinge sien gebeur nie, maar die konservatiewe omgewings kyk weer na die charismatiese omgewing en sê, dis amper bygelowig. Jy weet, julle glo as daar iets fout is, dan daar iets verkeerd gebeur, jy weet, en dan moet goed bely word, en elke keer wanneer goed nie uitwerk soos julle wil hê dit nie, dan moet daar openbaring wees. Dis amper bygelowig. Dis die kritiek teen die omgewings. En dan laastens sommer net, die charismatiese ouens kyk na die konservatiewe omgewings en sê dis kragteloos. Daar's geen manifestasie van krag nie. En van die ander kant af kyk hulle na die charismatiese omgewings en sê maar dis gevaarlik. Dis riskant. Hoekom gevaarlik? Want baie mense is net doodeenvoudig versigtig daarvoor. Jy weet, jy moet versigtig wees vir hierdie ouens. Jy weet, jy moet regtig moed hê om daar op te daag en dit kan so 'n bietjie riskant word. Maar dis vooropgestelde idees en dis die twee groot beskouings, posisies wat in die kerk heers oor die teenwoordigheid al dan nie van die Heilige Gees in kerke. Maar soos met baie goed is daar dikwels nie net twee perspektiewe nie. Of twee realiteite nie. Ek wil vanoggend vir jou voorhou dat daar 'n perspektief is waar jy jouself kan geposisioneer wat die werk van die Heilige Gees betref, wat nie een van die twee is nie. Dit is nie al wat daar is nie. Wat ons na kyk, is moontlik nie wat ons sien nie. Wat ons gehoor het en mee groot geword het en wat mense vir ons in die oor gefluister het, is moontlik nie al wat daar is om te weet nie. En miskien het jy jou storie oor jou belewennisse en jou voorgestelde idees, maar as jy vanoggend saam met my wil, net voor hierdie reeks begin, net wil oopmaak en sê, Here, ek is bereid, alles is net vir vanoggend, ek is bereid om my vooropgestelde idees net vir 'n oomblik eenkant te gaan sit en te sê vir my, wat is die ander opsies? Wat is daar wat ek nie van weet nie? Wat is daar wat ek mis? Wat is daar dalk buite hierdie vooropgestelde idees, hierdie kritiek of hierdie onsekerheid oor mense se posisies en die teenwoordigheid van die Gees wat ek nie weet nie en net toelaat dat die Here jou vanoggend daardeur bereik. Jou perspektief van die werk van die Heilige Gees het groot invloed. Goed, en die beste perspektief is soms die derde perspektief en nie een van hierdie eerste twee nie. Wat ons glo die woord sê oor die werk van die Heilige Gees word soms so 'n bietjie vertroebel en ons beland op plekke, ek het myself al daar bevind, wanneer ons nie konstant herinner word of beleef die Heilige Gees werk nie, of in omgewings is waar die Heilige Gees spesifiek genooi word om te werk nie, is dat ons glo in God die Vader, en baie van ons sal net sê, ja, dit is verseker so, ek glo in God die Vader, en dan ek glo in God die Seun, amen, is julle nog met my, wie glo in God die Vader? Goed, ons glo in God die Vader, amen, ons is op pad na die Vader toe, ons is versoen met die Vader, en is in wese hom wat ons primêr aanbid, die Vader, want die Vader versoen sy kinders met hom, dis die missie. En dan glo ons in Jesus, ons vier Jesus, ons weet van Jesus, ons erken Jesus, en ons soek Jesus. Ons is lief vir Jesus. Amen, hoeveel van julle glo in Jesus? En dan glo ons in die Heilige Baie gelowiges doen nie. Ons sê dit, maar ons, en dit klink eintlik vreemd, dis eintlik baie konfronterend. Want daar is nie soos die Heilige Bybel. Maar die Heilige Bybel is nie deel van die Godheid nie. Jy sien, die Heilige Bybel is 'n geskenk wat vir ons gegee word, wat eers met die Heilige Gees se teenwoordigheid geaktiveer word. Die woord, die Bybel, word eers lewend nadat ek op die regte plek gaan staan en hierdie orde uitsorteer in my lewe. Ons glo in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En baie gelowiges glo in die Vader en die Seun en die Heilige Bybel. Ek glo nie in die Bybel, natuurlik glo ons die Bybel. Natuurlik lees ons die Bybel. Natuurlik is die Bybel gees geïnspireerd, maar hoor nooit, waar pas die Bybel in? Die Bybel is gees geïnspireer, die Bybel is nie die gees nie. Die Bybel word lewend, nie jou boek nie, maar die gesproke woord word lewende woord wanneer die Gees toegelaat word om te meng met die woord. Nou, ek kan ook nie net aan die Bybel vashou en hoop die Heilige Gees sal sy werk doen, maar geen persoonlike verhouding met die Gees hê nie. Ek gaan nie weet om die Gees toe te laat nie, ek gaan nie weet om die Gees in te nooi nie, ek gaan nie weet waar pas die Gees in nie, en daarom is baie gelowiges onwetend vasgevang in 'n balans van die Vader en die Seun en die Bybel in plaas van die Vader en die Seun en die Gees.
Sien, die Bybel is nie 'n persoon nie. En die Bybel is nie deel van die God se drie-eenheid nie. Die Bybel is gegee vir ons om ons daarna toe te vat, om vir ons 'n rigsteen te word, om God se morele wil te openbaar. Dis waar dit inpas, maar nie sonder die Heilige Gees nie. Sommige net vir die eerste gedagte. Die vraag is, hoekom sien ons nie meer krag in ons lewens nie? Meer van die effek van die Gees nie? En as jy in 'n plek self vasgevang is, of in 'n plek aanbid, of gewoond geraak het aan 'n omgewing waar die Vader uit die aard van die saak verwelkom word, want dis waarheen ons op pad is, en die werke van die Seun gevier word, maar die manifestasie van die Gees vergete geraak het, is jy 10 teen 1 self op 'n plek wat jy eintlik glo in die Vader en die Seun en die Heilige Bybel. In plaas van die Vader en die Seun en die Gees. En die Bybel die bron sal word, of die riglyn sal word, of die verwysing sal word van waarheid. Maar dis nie wat die Gees wil doen nie. Die Heilige Gees wil manifesteer as 'n persoon in ons lewens. So jy kan jouself gaan meet en sê, in watter mate, in 'n minder of 'n meerdere mate, of miskien baie of glad nie, in watter mate beleef ek die effek van die Heilige Gees in my lewe? Beleef ek vreugde? Ons het nou gesing van die joy. Beleef ek die vreugde? Ja, ek sê gereeld vir mense, jy kan nie sing joy, 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 en dan kyk jy watter liedjie sing ons volgende nie. Dis maar net om die goeders op te noem wat op die skerm is. Beleef jy die vreugde van die Heilige Gees? En soek jy en beskerm jy die vreugde van die Heilige Gees in jou lewe? En dit beteken dat ek deur die krag van die Heilige Gees goed wat vreugde steel sal verplaas met waarheid, en verplaas met liefde, en verplaas met die Heilige Gees se werk. Of is dit maar net 'n konsep? Beleef ek dat God my vreugde gee? Beleef ek deurbrake in gebed? Beleef ek aanraking in my omstandighede? Beleef ek in bonatuurlike? Beleef ek in my lewe ervarings buite menslike vermoëns? Dis die uitnodiging gewees. Dis dit wat aantreklik is van Christendom. Iemand het gesê, en korrek gesê, as God nie juis vir die bonatuurlike bekend raak in ons lewens nie, is God nie die antwoord nie. Dan kan goeie versekering al 'n antwoord wees, 'n goeie mediese fonds die res van die antwoord, en 'n goeie akademiese kwalifikasie in die westerse wêreld sal jou ook vervat. Dan is daardie dalk eerder ons antwoord, as die bonatuurlike nie manifesteer in jou lewe nie, as jou storie nie deels te danke is aan die bonatuurlike ingrype van God nie, moet ek vir myself sê, is dit vir my dalk die Vader, die Seun en die Heilige Bybel. Ons wil die Heilige Gees sentraal kry binne ons lewens, dit is wat ons trek na die Here toe, dis hoekom ons die Here dien. Ons moet vrae begin vra, en antwoord deur die Gees, hoe gebeur die bonatuurlike? Hoe gebeur dit wat nie verduidelik kan word nie? Hoe gebeur dit wat ons nie antwoorde voor het nie? Ons wil daarheen gaan, ek wil in 'n plek in my lewe wees wat ek die bonatuurlike, die onverwagse, die bo-menslike sien en sê, dis die Heilige Gees. Een van die grondbeginsels hiervan is dat ek kies in my wedergebore lewe om God die eer te gee vir alles wat bonatuurlik is. Ek kies dit. Ek kan so maklik op die ander kant van die spektrum gestaan en sê, ek gaan alles verduidelik. Ons het laasweek gesien, toe ons gesels het oor die wil van God in ons lewens. Goed, ek wil alles verstaan, voor ek kan deelneem. Goed, en dis hoe ons dikwels die wil van die Here mis in ons lewens. Ek wil eers verstaan, ek wil eers seker wees, ek wil eers die 5 punte of elemente, of die ingredients hê, van wat die moet gebeur, want ek wil dit analiseer. Ek self is in my menswees nogal so, ek verkies om 'n ding te verstaan, ek wil inligting hê, ek soek inligting, en ons kan God se wil mis so. Ons kies deur wedergeboorte, en dit is deel van my kniebuig voor die Here. Wat beteken om my knie te buig? Deels van my kniebuig voor die Here, is om te sê, ek kies om U die eer te gee, vir alles wat in my lewe gebeur, wat ek nie self gereël het nie. Ek kies wanneer ek sien, hier gebeur iets mooi, om die eer aan die Here te gee. Dis waarom gelowiges die Here dankie sê vir die reën. En kan die reën verduidelik? Ja, staan dat 6 of dan 8 aardrykskunde nodig, dan sal jy dit kan verduidelik, ja. Goed,
Kan ons droogte verduidelik? Wel, jy kan 10 droogte ook verduidelik, want ons weet daar's sisteme en daar's siklusse en so meer, en sulke seisoene is ook in 'n minder of 'n meerdere mate voorspelbaar en bekend. Goed, maar wat doen gelowiges wanneer dit nie reën nie? Omdat ons gelowig is, omdat ons die Here dien, kies ons in sulke omstandighede na die Here toe te gaan en sê, Here, sal U voorsien? Sal U intree? Ons kan bid dat die Here reën stuur, die woord leer ons dit. Kom uit God se hand uit. Ons kan die Here vra daarvoor. En ons pragtige getuienisse daaroor, ek kies as gelowige om myself daar te gaan posisioneer en die eer aan die Here te gee. Al die wonderwerke wat God in die Ou Testament doen, sê hy, doen hy vir sy eie eer. God het 'n begeerte dat die eer hom sal toekom. En tog sê die woord, prakties, dit reën oor die gelowige en nie ongelowige. Die woord gee erkenning daar. Dit reën oor die gelowige en die ongelowige. Maar weet jy wat doen die gelowige met reën? Ek gee die eer vir die Here daarvoor. Dis wat gelowiges doen. Waarom? Want ek gaan skaar myself by die moontlikhede, by die plek, in 'n habitat waar die Gees van God kan werk. Ek wil myself belyn met die moontlikheid dat God kan werk in hierdie wêreld. Ek wil beleef dat die Here opdaag wanneer ons die Here vra vir bonatuurlike intrede. Goed, so ek wil myself daar aktief daar gaan plaas. In die Ou Testament, jy kan saam met blaai na Genesis toe. In die Ou Testament sien ons dat die volk van die Here, dis Exodus se storie, gered word, en ek skryf so een boek aan, jy kan na Genesis 1 toe blaai, maar in Exodus sien ons dat die Here sy volk gaan red na meer as 400 jaar onder Farao se heerskappy, die volk was in slawerny gewees, en wat die Jode of die Israeliete ten minste beleef het in Egipteland, is 'n uitdaging waarvan die detail dalk nie vandag gaan tyd kry nie, maar die Israeliete beleef hulle self in die mees onmenslike omstandighede wat jy jouself kan indink. Net om sommer vir jou 'n idee te gee, sommer net iets wat by my opkom, is later in die woestyn of in die wildernis, wanneer hulle deur die Rooi See getrek het, dan sien ons dat die volk van die Here murmureer teen die Here, en dit lyk of hulle gestraf word omdat hulle murmureer. Die Here het 'n probleem met mense wat kla, maar dis heeltemal wat die probleem is nie, dis eintlik die skade wat sonde gedoen het in Egipteland, wat nog steeds manifesteer, ten spyte daarvan dat die Here vir hulle gesê het, ek is julle geneesheer. So die eerste woorde wat die volk hoor na die Rooi See, wanneer hulle op droë grond deurtrek, is die Here sê vir Moses, sê vir die mense, ek is die Here God jou geneesheer. Met ander woorde, ek wil regmaak wat verkeerd is, dis wie ek is. En dan jare daarna murmureer hulle nog, en een van die maniere wat hulle gemurmureer het, was om te verlang na die vleisspotte van Egipte. Goed, so het die uitdrukking baie gehoor al, die vleisspotte van Egipte. Nou net om 'n idee te gee, hoe erg was dit gewees, jare nadat hulle gered is van slawerny, het hierdie mense in hulle koppe nog steeds gedink, die lewe is so gebroken, die lewe is so flenters, dat selfs die vleisspotte van Egipte beter sal wees, as ek net daar 'n bietjie versigtiging in kan beleef. Nou, miskien weet jy nie, maar ek kan jou vertel, dat die vleisspotte van Egipte was nie fillets wat opgekook is met aardappels en wat ook al, met kluitjies bo-op, en dan het hulle in ry gestaan, en die Egiptenare het vir hulle opgeskep nie. Ons nou en dan net te sê, dankie vir die harde werk wat julle doen nie. Die Egiptenare het vreemde goed geëet. Goed wat ek en jy nie sal eet nie. Goed. En in daardie rituele en sekere van hulle feeste, sou hulle letterlik die afval, en as jy nou nie weet, die afval is nie, ek sien die volgende Woldsfees is naby, dis nie die skoon afval nie. Goed, so die koppe en die pote en die ingewande is uitgegooi. En aan die einde van die Egiptiese feeste, en ek vir jou sê, een van die peste in Egipteland was vlee gewees. Daar was vlee as jy gewonder het. Aan die einde van die fees, en Egipteland is daar in die Midde-Ooste, dit word tussen 40 en 50 grade op 'n gewone dag daar. So aan die einde van die feeste is die vleis wat oorgebly het vir die slawe gegee en opgekook. Opgekook, is nie groentewêreld daai nie. As jy gewonder het of dit soos Nelspruit lyk daar. Dis net so gegee om opgekook te word. En die blote idee dat ons iets kan eet wat van 'n dier afkom, het hierdie mense laat voel
ons kry moed en ons sal verder kan werk as slawe. En dis hoe die Egiptenare hierdie slawe sielkundig gemanipuleer het en aan die gang gehou het met die uitgegooide gemors. Die dergelikste, die afskuwelikste, het vir hulle aantreklik geword. Nou luister, dis wat sonde met ons doen, is wanneer die afskuwelikste vir jou die aantreklikste word, en jy 40 jaar later nog wens, ek kon nog net een keer, ek wens ek kon net meer, ek wens ek kan weer. Dis wat God 'n probleem mee gehad het. Dis nie net, hulle het gekla, en God was moeg vir die gekla nie. Die probleem was gewees, wat vir hulle aantreklik was. Goed, en in daardie omstandighede, skryf Moses, miskien het jy nie geweet nie, maar Moses was 'n skrywer. Moses was 'n baie goeie skrywer geweest. So in daardie woestynjare en daardie tyd, skryf Moses die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Vir die Jode is dit die 5 belangrikste boeke. Hulle noem dit die Torah beteken na wet of wetgewing, riglyne, is die beginsel. En Moses skryf hierdie boeke. Wie gewonder wie Genesis skryf? Moses het Genesis geskryf. Hy het dit in die woestyn geskryf. En hy het fantastiese werk gedoen daarvan. Hy het die eerste 5 boeke geskryf en daardie geskiedenis gaan neerpen met ongelooflike insig. Ongelooflike Heilige Gees geïnspireerde insigte. Gaan skryf hierdie woorde en ek wil hê ons moet teruggaan na daardie beginsel toe, na die begin of die oorsprong of die Genesis. Die Genesis. So blaai saam met my Genesis 1 toe en ons gaan vinnig kyk wat Paulus skryf in Genesis 1. Ek vertrou jy kan lees daar op die skerm. Genesis 1 vers 1 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Reg in die begin het God die hemele en die aarde geskape. Met ander woorde, Moses probeer ons hier terugvat na die begin toe, en hoekom Moses dit sê, is nie om vir ons te sê, wat was daar voor niks daar was nie, want toe God die hemel en die aarde geskape het, was daar reeds goed gewees. Goed, so as jy dit nou verstaan of nie verstaan nie, ek wil nie nou diep in dit ingaan nie, maar jy sal in die volgende verse lees dat daar was klaar water, die water was net in orde nie, en daar was klare aarde, die aarde was net woes en leeg gewees. Goed, so daar was reeds 'n klomp goed gewees wanneer Moses hier begin skryf. So wat Moses probeer sê is, die oorsprong, Genesis, die begin, en hy probeer nie van ons sê, wat was voor dat en voor dat en voor dat daar gewees, want God was daar ook gewees. En Moses sê ook nie vir ons, waar tyd begin loop hier nie. En Moses probeer vir die volk sê, waar het dinge begin, en ek wil 'n woord byvoeg daarby, waar het dinge begin verander. So kom ek help jou net gou verstaan en by my bly, Moses is in die woestyn, saam met 1 miljoen mense, wat dink, my verlede was beter as my toekoms. Moses is opgeskeep met 1 miljoen mense wat murmureer en al wat hulle ken is die onordelikheid, die chaos en die waardeloosheid van hulle verlede. Moses se omstandighede, die milieu daar is, hier is 1 miljoen mense wat geen hoop sien nie. Hier is 1 miljoen mense wat vernietig is deur slawerny. En wat Moses probeer doen is om vir hierdie mense te sê, kom ek help julle verstaan met wie julle te doen het. Wie dien julle? Wie is hierdie God wat julle dien? En hierdie is so noemenswaardig, as jy my vra. Moses begin reg aan die begin, hy sê, God het die hemel en die aarde geskape, reg aan die begin. Goed, en daar aan die begin het God goed begin doen, alles begin by God, met ander woorde, dis al wat Moses probeer sê is, alles begin by God. Alles in jou lewe begin by God. So vir hopelose mense wat dink dat Egipte land is die aantreklikste wat hulle ken, sê Moses, alles het begin by God. En alles in jou toekoms en alles wat die moeite werd is, gaan begin by God. Dis waar dit begin. In die volgende vers sê hy, in vers 2, hy sê, die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En nie verduidelik hy vir hulle eintlik, wat is julle eie toestand? Hy praat hier met mense, sy gehoor hier is gebroke mense. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, en toe God begin het, was alles in chaos. Die woord wat hier gebruik word, spel letterlik chaos. En as daar die konsep wat die saam sien daar, woes en leeg, en duisternis en wêreldvloed, daar die 4 woorde, probeer alles een ding sê, dit was chaos. Deur mekaar.
En ook in hierdie lering, dis ek vroeër vir jou gesê het, ons al baie hier gewees, jy ken hierdie boodskap, maar jy moet dit volgende op 'n ander manier hoor, voor ons oor die werk van die Heilige Gees begin gesels. Moses sê vir hierdie mense, en dis die eerste boodskap in jou Bybel, dat wanneer daar chaos is, stuur God sy Gees. En God was daar in die begin, God het dit gemaak, maar God se agent, God se manifesterende krag, was die Heilige Gees. En die volgende woorde sê dit, en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Gees van God het gesweef op die waters. Hierdie woordjie Gees, dit het jy ook al gehoor, is die woord Ruach in Hebreëus. Die Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Na die woord is die woord Ruach, en Ruach beteken wind, by resemblance breath, that is a sensible or even violent exhalation. Figuratively, life, even anger, unsubstantially, by extension, a region of the sky, by resemblance, spirit. Goed, so daar lees ons, wat is Ruach? Die Gees het daaroor gesweef, God se Gees was sy asem in die eerste plek, maar dit is nie net sy asem nie, dis ook sy bedoeling. Dis ook sy gedagte, conscience, meaning. Al hierdie goed was God se Gees gewees wat oor die chaos gaan sweef het. Die Gees van God het gesweef oor die waters, asem, wind, sy gewete, sy gedagte, wat hy bedoel het. Die Gees van God kom sweef oor die chaos en is hier waar die skepping begin. Dis hier waar die chaos begin orde kry en miskien wil jy net hierdie hoor, die wind wat jy hiervan hoor, die Gees, die term wind, Ruach, die Hebreëse woord, word op soveel maniere herhaal in die Ou Testament. Wanneer Adam en Eva nie lank hierna nie, hoor God wandel in die aandwind in die tuin, dan hoor jy hom daar, waarin het God gewandel? Aandwind, wind, Ruach. Hoe het hulle geweet God is hier? Daar was wind. Daar was 'n beweging, daar was 'n geritsel gewees van blare. Hulle het nie God gesien wandel dan met 'n kleed nie. Hulle het God nie so beleef nie. Hierdie twee mense was in die tuin en wanneer hulle die wind gehoor het. Is interessant. Wanneer hulle die wind begin hoor waai het hulle geweet God is hier. God is hier. God kom wandel deur sy tuin en dis nie sommer net 'n vooropgestelde idee gewees wat verduidelik kan word nie, want hier by ons wêreld kan enigiemand vir jou sê, man, weet die wind waai selde deur die dag en in die oggende, maar laatmiddag. Ja, en daar's wetenskaplike maniere om dit te verklaar, maar jy lees dit in die tweede vers van jou Bybel. In die tweede vers van jou Bybel lees jy dat ons hierdie goed nie hoef natuurlik te verklaar nie, want daar is niks so bekend soos 'n aandwindjie nie. Maar Moses, deur die Gees geïnspireer, skryf, die mens het geweet dis God. En luister, hy het nie net 'n afleiding gemaak of 'n aanname gemaak nie. God het uit daardie wind gesê, waar is julle? Dat 'n stem gekom uit dit uit, en dit is ook wat Ruach is. Dis nie net die wind nie, dis nie net die breath nie, dis ook die manifestasie van God se gedagte, woorde, om te spreek. Goed, en dis waar daai term soos anger vandaan kom, is om te sê. En vir die mense in daardie tyd was die wind en die manier wat die wind gewaai het, deel van die teenwoordigheid van die Heilige Gees gewees. Dit beteken nie elke keer wat die wind waai vandag, dis die Heilige Gees nie, of dis God nie, maar die wind was God se asem, die Ruach gewees, waardeur God wou orde bring in daardie chaos. Ek het dit sommer vir jou daarop, ekskuus tog, ek het dit reeds vir jou gewys. Nou goed, in vers 2 sê, en die Gees van God het gesweef oor die waters, en dan gebeur daar iets, die woord van die Here sê, en God het gespreek, en wat God gesê het, het gebeur. So in vers 3 sien ons, God sê, laat daar lig wees, en dit was lig. Iemand sê, ons lees so maklik om iewers uit te kom wat ons goed hoor, wat ons interesseer. Ons lees sommer net daaroor, die 3de vers van die Bybel sê alreeds, dat God is die begin, as God teenwoordig gestuur is sy Gees oor chaos, en as God jou begin is, en sy Gees oor die chaos begin sweef, sal gebeur wat God gesê het, sal gebeur. Kan ek net weer die preek vir jou preek uit die eerste 3 verse van die Bybel? Die woord sê, as God jou begin is, sal sy Gees sweef oor jou chaos, en wat hy sê, sal gebeur. Vers 1, 2 en 3.
van jou Bybel. Die Bybel begin nêrens anders as 'n totale oorgawe aan die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees nie. Jy kan nie die Bybel erken en die Bybel glo en jou skaar by Christendom en verby vers 1, 2 en 3 in jou Bybel spring en sê ek soek 'n tipe geloof of 'n tipe Christendom waarin ek die Heilige Gees in 'n boksie kan gaan plaas en self bepaal wat is sy breedte en lengtegrade in my lewe. Die eerste 2, 3 verse van die Bybel sê hierdie is die storie van God en hierdie is die storie van die Israeliete. Moses sê vir die Israeliete wat hierdie boeke moes lees, wat hierdie goed moes gehoor het in die woestyn terwyl hulle murmureer. Moses sê wat met julle gebeur het is God se Gees. Hierdie Israeliete kom uit Egipte land, hulle het die plaag gesien, hulle het die wonderwerke gesien, hulle het die redding gesien, hulle het die see gesien oopgaan, hulle het al hierdie bonatuurlike goed gesien gebeur en gevra, wat kan dit wees? Is hierdie natuurlike goed, mense probeer tot vandag toe dit verduidelik. Daar's ouens op die internet, op YouTube, wat hulle lewe gee om te probeer bewys dat een of ander wind op een of ander bonatuurlike manier wat hulle self nie kan verstaan nie, dalk moontlik indien dit hard waai, wat dit nog nooit gewaai het nie, miskien dalk die see kon oopgewaai het vir 'n rukkie en miskien lank genoeg kon oopgehou het en dan kon 'n miljoen mense, as hulle baie vinnig geloop het, dalk miskien almal daardeur geloop het. Ai. Jy sien, in God is daar nie dalk nie. In 'n geloofsoortuiging, in Christendom is daar net nie dalk nie. Goed, die woord van die Here sê, en Moses sê vir die mense, julle vrae is beantwoordbaar in wie God is en hoe God altyd gaan werk. En hierdie is hoe God gaan werk, en hierdie is hoe God wil werk, en hierdie is hoe God tot vandag werk. As God jou begin is, Genesis, vers 1, sal sy gees sweef oor alles wat uit plek is. Vers 2, en as hy sê, sal dit gebeur. Dis die ritme, daardie 3 verse is die ritme van die hele Bybel tot die wederkoms van Jesus Christus. Dis net daai 3 verse, oor en oor en oor. Elke verhaal wat jy lees in die Bybel van die Ou Testament tot die wederkoms van Jesus Christus, is Genesis 1, vers 1, 2 en 3. Dis al wat jy lees die hele tyd, dis die essence of Christianity. Dit was die missie gewees. God is die begin. En as hy die begin is, sal sy gees sweef. En sy gees sweef nie net waar alles perfek is nie. Sy gees kom nie net waar dinge reg is nie. Sy gees is nie in status quo, weet waar ons kan handhaaf en die kerk in orde kan hou en elke Sondag dieselfde kan. Nee, sy gees wil juis werk waar chaos is. Sy gees is juis in redding in. Dis juis waar die gees van die Here wil wees. Dis hoekom ek so baie sê, die kerk moet meer lyk en ruik soos mense wat nie gered is nie. Want dis waar die gees van die Here wil begin beweeg. As jy die gees van die Here in die kerk wil begin sien beweeg, raak betrokke by mense se gebrokenheid. As jy die gees van die Here wil begin sien beweeg in jou lewe, raak betrokke by goed wat nie in plek is nie. Gee jouself, bied jouself aan, raak deel daarvan, begin bid vir mense. Mense vra dikwels vir my, wat is die entry route, wat is die vlakste trappe in die swembad in, waarin ek in die geeslewe kan instap, want ek wil nie diep induik nie. Hier is dit, die eerste trappie se naam is, bid vir mense. Bid vir mense. Hier sit 'n klomp mense vanoggend wat ek raak sien, wat net in die afgelope 2, 3, 4 weke getuienisse het van wat gebeur het omdat mense vir jou gebid het. Hulle sit hier. Wat is dit om te bid vir iemand? Dis iemand anders, 'n gelowige wat instap en sê, God is my begin, hy sal sy gees stuur en orde bring, en wat hy gesê het, sal gebeur. Is dit nie die basis, die fondasie en die hoeksteen van geloof nie? Dis wat die fondasie is van geloof. Mense om in die geloof te wees, beteken Genesis 1, 2 en 3 is in plek in my lewe. Vers 1, 2 en 3 ten minste. Dis wat dit beteken. Ek is 'n gelowige, ek skaar myself by Christendom. Ek skaar myself by 'n storie wat homself oor en oor en oor herhaal in hierdie lewe, waarin God die begin is. Dit beteken, wat beteken God het aan die begin, die hemel en die aarde geskape? Dit beteken ek bely en Moses bely en die Israeliete julle gaan moet begin bely as julle nie wil verlang na die gemors van Egipte nie. As jy wil ophou dink dat die slegste gemors wat hierdie wêreld vir jou kon gebied het en die onvoorspelbaarheid van hierdie wêreld is die beste wat jy kan hê, moet ek tot bekering kom en sê, God is my begin. Dit beteken alle eer behoort aan hom. Kom sê die heel eerste versie wat iemand ooit deur Gees geïnspireerde woord skryf. Hoekom sê dit? Is dit maar net 'n goeie manier om 'n boek te begin? Want nie een van die ander 66 begin so nie.
Hoekom begin Moses daar? Sou dit net 'n skaflike eerste versie van die Bybel gewees het? Ek meen, moes die Bybel by 'n plek begin het waar Moses met die Israeliete wat murmureer praat? Hoekom begin dit nie by 'n gesprek tussen God en Adam nie? Dis baie vroeër gewees. Ek meen, Moses kom eers in die 2de en die 3de hoofstuk daarby uit. Maar die eerste vers, waarom sê die eerste vers, God het in die begin die hemel en die aarde geskape? Goed, die rede hoekom die Bybel daarby begin is, dit is die basiesste vertrekpunt vir Christendom, vir geloof. Is ek kies om God te soek en te sien en te verheerlik in alles op aarde en in die hemel. Gelowiges, ek wil jou uitdaag hiermee. Verstaan jy hoe maklik is dit vir ons om in ons moderne denke en redenasies God te mis? Maar ons wil so graag verstaan. Ons wil graag eers weet. Ons wil eers ons verstand inspann en baie van ons is so bedraad en God uitredeneer uit ons lewens uit. Of doodeenvoudig aan die ander kant van die spektrum staan en te sê, ek is net te bang om oor te gee, ek wil in beheer wees. Miskien is dit dieselfde ding. Die woord begin, die heel eerste vers wat jy kan lees in die geskrif van Christendom is God is eerste en wat jy op die aarde en die hemel sien is sy werk. En as ek dit onder die knie het, is dit maklik om vir die Here te begin sê, Here, dankie hiervoor. Here, asseblief hiervoor. Here, ek spreek u naam hieroor. Raak betrokke by hierdie saak. Wanneer dit by beginsel is, sal die gees van die Here begin sweef in chaos en daar sal uitkoms wees. Maar wat doen die Heilige Gees? Ja, die Heilige Gees doen 'n klomp werk in jou lewe en ons sluit af hiermee. Is die werk van die Heilige Gees. Hier is waarvoor jy kan uitkyk om te leer in die volgende 6-7 weke. En jy gaan hierdie goed verstaan. Ons gaan 'n metafoor hier hê. Kerk gaan anders lyk volgende week. En jy kan mense bring en jy gaan 'n metafoor hê, 'n prentjie, 'n lekker hedendaagse moderne prentjie van wat kan gebeur wanneer die onsigbare sigbaar word. Wat kan gebeur wanneer al die goed wat ek nou met jou gedeel het, al daardie goed, wind is onsigbaar. Jy kan dit nie verduidelik nie. Die Bybel sê self in Johannes 3, die wind kom en gaan waar hy wil, die mens weet nie waarvandaan hy kom en waar hy nou pad is nie. En so is almal wat in die Gees lewe. Hy sê nie ons weet nie, hy sê die Gees doen sy werk, of jy wil of nie. Goed, breath is nie sigbaar nie, tensy jy in Vrystaat baie vroeg in die oggend is, nê. Goed, wind is onsigbaar, asem is onsigbaar, nê. Die lewe, exhalation, dis alles, die sky, die spirit, al hierdie goed is die onsigbare krag van God, jy kan dit nie sien nie, die onsigbare krag van God wat in plek wil kom in jou lewe. En wat doen die onsigbare krag van die Here? Hoekom onsigbaar? Want dis wat ons hiermee deel. Ek en jy moet begin glo en inkoop en deelneem aan die onsigbare krag van God in hierdie wêreld. Jesus was die sigbare, Jesus was die sienbare, en die sienbare, die verduidelikbare, die aantasbare, die berekenbare, die verstaanbare sê, dis beter dat ek dis wat Jesus sê. Jesus sê, dis beter dat dit wat jy kan sien en meet, weggaan, sodat dit wat jy nie kan sien en meet nie, kan begin sy werk doen in jou lewe. Die onsigbare krag van God wil begin werk in jou lewe. So wat doen die onsigbare krag van God? Dit maak dag en nag. En dit maak die land en die hemel en die see op die tweede dag. En dan maak dit die bome en die vrugte en die saad. Dis alles wat die Heilige Gees maak. Die onsigbare krag. Die ruach sweef oor hierdie chaos en die ruach doen hierdie goed. En bring hierdie skepping tot orde. Die Vader spreek net en die Gees doen dit. So die woord sê God het gesê en die Gees het gewerk. Want die Gees is die manifesterende krag van God. Goed, so hierdie manifesterende krag wat ons hier kan sien, die doen hierdie werk, volgens Genesis en die skepingsverhaal. En dan die maan en die sterre en die son, en jy sal sien, dit word al hoe meer progressief, en meer dinamies, en meer progressief, en dan die visse, en dan die voëls, en dan die diere, en dan die 6de dag maak hy die mens, en dan die meeste dinamies van alles maak hy die vrou. Goed, want hy maak hy heel laaste. En dit staan in jou Bybel. Goed, ons kan nog baie daaroor gesels. Wat belangrik is om te verstaan is, en ek gaan net hierdie vir jou wys, Genesis 1 vers 26, Genesis 2 vers 7.
Wanneer God sê, en ek maak die mens op die 6de dag, dan sê hy, ek maak die mens in my beeld en my gelykenis. In my beeld en my gelykenis. Die beeld van God op aarde is 'n onsigbare krag wat manifesteer en die hele tyd ingryp in wanorde en chaos. Dis 'n reddingsboodskap. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis die beeld van God. God se beeld op aarde is reddend. Sê net reddend, ek gaan nou vir jou wys wat dit nog is, maar luister, die mens word in die beeld van God geskape. Die beeld van God. As dit die beeld van God is, as Moses sê, dit is wie God is, en dis wie die Gees is, en dis wat die Gees kom doen het Israeliete in hele wêreld. Hy het dit wat onmoontlik was, moontlik kom maak en redding gebring, net soos in die skepping, dis die God in my werk, en God sê in die skepping, ek maak mense in my beeld, dan is die missie van Christendom, dat ek en jy aktief die manifesterende krag van die Gees sal beleef in ons lewens. Dan is dit die missie, dis die uitnodiging, dis die plan gewees, is dat ons in God se beeld op dieselfde manier sal deelneem. As God se beeld dit is, God se beeld is, hy het aan die begin ingegryp en orde gebring in die chaos, en dit het God verheerlik, dan is die mens se beeld, dat waar jy 'n ambassadeur vir die koninkryk van die Here is, jy in chaos, in verlorendheid, in seer, in pyn, in verlies, die Heilige Gees sal inbring en dieselfde Gees sal gebied om God se wil te doen. En hy sal dit doen. Dis my werk, dis my deelname, dis my Christendom. As Here in hierdie pyn, in hierdie krisis, in hierdie verlies, in hierdie lewe wat sonder rigting is, in hierdie verhouding wat nêrens heen op pad is nie, in hierdie huwelik wat sukkel om by mekaar te bly, in hierdie kind se ontwikkeling wat nie stuur na die regte plek toe nie, wat ook al voor jou is, vers 1 sê, God is die begin, so God het dit gegee. Vers 2 sê, sy Gees sal sweef wanneer hy praat, en hy gaan praat. En vers 3 sê, it happened. So kom ons hier is. En as ek en jy in sy beeld geskape is, daar is die verse, ons is in sy beeld geskape, is dit presies waarvoor jy hier is. Jou Christendom gaan niks seggend word en verval in godsdienstoefeninge as dit nie jou prentjie word nie. Dit is die derde alternatief. Die idee van die werk van die Heilige Gees is nie om te sê dis weird of dis leweloos nie. Dit is gevaarlik, maar dit is onkragtig nie. Dis nie dit nie. Wat is die prentjie? Wat het God bedoel met die werk van die Heilige Gees? Hierdie is wat God bedoel het met die werk van die Heilige Gees. So wat wil die Gees van die Here kom doen in jou lewe? Die Gees van God, Ruach, is in die eerste plek skepend, in die tweede plek bemagtigend, en in die derde plek is dit leidend, met ander woorde, dis directive. Dit lei ons vorentoe. Dis die 3 karaktertrekke van die Heilige Gees. So die Heilige Gees, die uitsondering van die Heilige Gees, wil juis my nooi om te kom lewe in die Gees, om gevul te wees met die Gees, en aan te hou wandel in die Gees. Amen? Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons in hierdie seisoen begin inbeweeg in die krag en die karakter en die persoonlikheid van die Heilige Gees, die manier wat die Gees kies om te werk in ons midde, bid ons Here dat U ons as 'n gehoor, as 'n gemeente en al ons aanlyn luisteraars se gees en se gemoed te kom oopmaak. Al is dit net vir 2 ure op 'n Sondagoggend, ons net oop te maak en tot ons te spreek voor ons weer gaan staan agter ons vooropgestelde idees. Here, my gebed is dat ons 'n ingang vir U sal gee om stelselmatig oortuig te word en bevry te word van ons vooropgestelde idees, maar oortuig te word van die waarheid van die woord aangaande die Gees. En Here, dat ons op 'n plek sal kom leef wat ons leer om te werk met die Gees en te wandel met die Gees en voortdurend gevul word met die Heilige Gees. Here, dankie dat U ons voorberei vir 'n lewe van oorvloed. Dankie dat U ons oog sit op dit wat U beloof het en afval van dit wat ons vandaan kom. Here, dankie dat U deur die werk en die teenwoordigheid van die Gees ons kom verlos van die idee dat ons dit beter kon gehad het op ander plekke as om te sit in 'n dooie, lewelose godsdienstoefening. Bring U lewe. Here, stuur U dinamika. Kom werk progressief in ons lewens en stel ons op om deel te neem aan hierdie lewe van oorvloed waarin God die begin is. Alle eer aan U behoort. Die Gees sweef oor ons waar God wil werk en dit wat U sê waar word. Mag ons lewens so lyk in die naam van Jesus. Amen. Here seën jou.
Mag jy 'n wonderlike Sondag hê. Moenie volgende week mis nie. Onthou om iemand saam te nooi. Ons begin volgende week met ons nuwe reeks, die geesvervulde lewe. Gaan in vrede. Totsiens.